Goeiemôre. Die gebed van my hart is dat die Here in hierdie oggenduur tot jou hart sal spreek. Want hy het jou lief. Hy wil vir jou iets sê. Is jy bereid om te luister? Ek wil graag dan saam met u lees uit Lukas 24 vers 13 tot en met vers 14. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, die pad van teleurstelling word 'n pad van hoop. Vanaf teleurstelling, vanaf wanhoop na hoop. Nou die storie begin waar 2 disippels op pad huis toe is. Hulle is nie op pad na 'n gebedsbyeenkoms nie. Hulle is ook nie op soek na 'n wonderwerk nie. Hulle is eenvoudig op pad weg van Jerusalem. Weg van die plek waar hulle geglo het, daar hoop te vind sou wees. Weg van hulle verwagting, weg van alles wat hulle gedink het God vir hulle sou doen. Hulle is hartseer. Hulle is verward. Hartseer omdat hulle hoop aan die kruis gesterf het. Lukas 24:21 sê, en ons het gehoop dat hy was wat Israel sou verlos. Terwyl hulle hier in gesprek verkeer, is hierdie sentrale gedagte, maar ons was in God se teenwoordigheid. Ons het hierdie verwagting gehad van iets groots wat gaan gebeur, dat hy Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag. Met dit alles die 3de dag van dit alles plaasgevind het. Hulle hoop lê aan skerwe. Jesus het gesterf aan die kruis. Hy is neergelê in 'n graf. 3 dae het alreeds verloop. Hy het dan gesê dat hy die seun van God is. Maar hulle het gesien hoe hy sterf. Hulle het gehoor hoe hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Ja, hulle het gesien hoe dat hulle verwagting in 'n graf neergelê is. En dan boonop die storie van die vroue, dat hy opgestaan het. Vriend, dooies staan nie op nie. Kom ons wees nou realisties, moenie vir my 'n storie vertel nie. Hy is dood. Was jy al op die pad van hoop? En dan tref teleurstelling jou. Jy het gebid en dan voel dit vir jou, daar is geen antwoord nie. God het jou nie gehoor nie. En jy is teleurgestel, daar is sekere dinge wat nie uitwerk soos wat jy graag wil hê dit moet uitwerk nie. Terwyl hierdie 2 disippels dan in gesprek is, en hulle hierdie emosies ervaar, soos wat ek en jy dit ook baie keer ervaar, sluit Jesus by hulle aan. En ek wil vir jou sê, vriend, die Here Jesus wil graag by jou en by my aansluit, daar waar ons onsself bevind. God ontmoet mense nie net in die tempel nie, maar op die stofpaaie van teleurstelling, van vrees, van bekommernis. En dan stap die Here dikwels in ons rigting, selfs wanneer ons in 'n verkeerde rigting neig. En die wonder vir my is dat die Here Jesus agslaan op hulle gesprekvoering. Hulle praat oor die regte dinge, maar hulle verstaan nie. Hulle bespreek al hierdie dinge wat gebeur het, die kruisiging, die gerugte van die opstanding.
die verwarring wat die disippels ervaar. Dis waaroor hul emosie en hul gesprekvoering gaan. Dit is baie keer ook die prentjie van baie kinders van die Here. Hulle praat oor God, maar hulle sê, Here, U openbaar U self dan nie aan ons nie. Ons sien U nie raak nie. Hulle herhaal die feite, maar hulle mis die betekenis. Hulle ken die skrif, maar die skrif spreek nie tot hulle harte nie. Dit word nie vir hulle lewend nie. Hulle hoor nie die stem van die Gees van God nie. Die Emmaus verhaal herinner ons dat geloof nie net 'n gesprek is nie, maar 'n ontmoeting. En uit hierdie ontmoeting, waar Jesus aansluit by hulle op hierdie pad, spruit voort 'n verhouding. Hierdie verhouding word dan jou anker. Ek wil vir jou vra, vriend, hoe lyk jou anker? Waarin is jou anker gesetel? Is dit geanker in die woord van God? In jou verhouding met Jesus Christus? Dikwels voel mense, omdat hulle nie God se teenwoordigheid tasbaar ervaar nie, hy van hulle vergeet het en nie werklik omgee nie. Maar weet jy, die klem moet eintlik val op wie God is. Die waarheid van sy woord. Wanneer hy vir jou sê, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, is dit deel van die anker waar jy moet vashou. Dit gaan nie hier oor emosie nie, dit gaan oor 'n werklikheid, 'n waarheid. God sal nie van sy kinders vergeet nie. Stilte beteken nie dat God van jou vergeet het nie. Dit beteken nie dat hy nie teenwoordig is nie. Ek wil jou aandag graag op die volgende vestig. Jesus sluit by hulle aan terwyl hulle in 'n gewone gesprek betrokke was. Let op die eenvoud van hierdie hele gebeurtenis. Hulle praat oor hulle emosie, oor hulle ondervinding. En terwyl hulle so praat, kom Jesus nader. En hy sluit by hulle aan. Hy stap saam met hulle. Daar is geen donderslag, geen hoendervleis, geen engelekore nie, geen dramatiese visioene nie. Hy sluit net by hulle aan, 'n mede-reisgenoot. En dan vra hy hierdie vraag: waaroor praat julle? Ek glo hy het wel geweet waaroor hulle gesprekvoering gegaan het, maar hy wou so 'n bietjie terugvoering hê. Hy wou so 'n bietjie hoor wat hulle vir hom wil sê. Dit is die evangelie in sy sagste vorm. God word jou metgesel voordat hy homself as die Messias openbaar. Ek wil vir jou sê, moenie dat jou emosies jou geestelike lewe beheer nie. Baseer jou geestelike lewe op die waarheid van God se woord. Matteus 28:20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Jy mag dan sê, maar Here, waar is U? Weet jy, hy is by jou. Hy is jou metgesel op hierdie reis, lewensreis van jou. En hy het by jou aangesluit deur sy woord en deur sy gees. En hy wil graag met jou kommunikeer, maar merk jy op dat hy saam met jou is? Baseer jy dit op die waarheid van God se woord, of maak jy staat op jou emosies? Ek wil jou uitdaag en vir jou sê, die woord sê, waar 2 of 3 in sy naam
vergader. Daar is hy in hulle midde. Hoor wat sê die psalmdigter, Psalm 139. Waar sou ek heen gaan? Van u gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel. U is daar. En maak ek die dode uit my bed kyk. U is daar. Hy het hierdie versekering dat God daar is. Ten spyte van sy emosies. Neem ek die vleuels van die dageraad. Gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Wat 'n versekering! Wanneer jou emosies tevoorskyn tree, dan moet jy dit dalk aanspreek. Dan moet jy dalk hierdie geloofsverklaring maak. Ek weet dat ek weet, God hou my vas. En hy hou my stewig vas. Niks en niemand kan my uit sy hand ruk nie. My identiteit is gesetel in 'n lewende God. Wat beloof, hy sal my deurdra. Hy is met my tot aan die volëinding van die wêreld. Ek wil vir jou vra, waaroor praat jy? Praat jy oor jou omstandighede? Is dit verkeerd om daaroor te praat? Nee, sekerlik nie. Maar moenie dat jou omstandighede jou emosioneel en geestelik afbreek nie. God bou die mens op. Wanneer hy by jou aansluit, hier op hierdie pad van teleurstelling, van wanhoop, dan is hy juis daar om vir jou hoop te bring. Kan ek dan vir jou vra, wat is jou geestelike toestand? Ek wil jou bemoedig. Iemand stap saam met jou. Iemand wat gekruisig was, ja. Wat in die graf neergelê was, ja. Maar hy het ook opgestaan, ja. Sodat jy en ek die ewige lewe kan hê, sodat ons vir ewig by hom kan wees. Hy wil jou teleurstelling verander in hoop. Mag dit so wees, dat terwyl ons praat oor dinge wat ons moontlik nie verstaan nie, hy nader sal staan. Dalk vir ons onherkenbaar, maar wanneer ons hom toelaat om deel te word van ons gesprekvoering, dan word hierdie pad, hierdie plek van teleurstelling 'n plek van hoop. En dan hoor ek hoe hy vir jou en vir my sê, ek wil by jou tuis gaan. Ek wil by jou aan huis gaan. Ek wil saam met jou 'n maaltyd hou. Vriend, ons aanbid 'n God wat omgee, wat belangstel, wat bewus is van jou teleurstelling, jou vrese en jou bekommernis. Al wat ek en jy moet doen is, kom ons verander so 'n bietjie die fokus. Kom ons kry Jesus voor ons aangesig, voor oë. En ons sê, Here, dankie dat U saam met ons stap. Dankie dat die kruis U nie vasgehou het nie. Dat die graf nie spreek van dood nie, maar juis van oorwinning. En omdat U leef, sien ons kans vir môre. In ons swakheid word sy krag volbring. Ja, die pad van teleurstelling kan verander in 'n pad van hoop, van blydskap, as jy en ek maar net erkenning sal gee aan die een wat saam met ons die pad wil stap. Die groter een, die een waarvan Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. Hy gee jou die krag om te oorwin.
mag jy sy vrede, sy liefde en sy guns ervaar. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vir U baie dankie, dat wanneer ons in ons eenvoud, hier in die stofpaaie van die lewe beweeg, U bereid is, om saam met ons die pad te stap. En dan, Here, wanneer ons oor instel op U stem, dan hoor ons U sê, alles sal ten goeie meewerk. Dan hoor ons U sê, ek is met jou. Dan wil ons uitroep, U is groot, o God. U is kosbaar. U is wonderlik. Dankie dat ons as U kinders na U kan kom met al ons behoeftes en dat U te alle tye daar is vir ons. Mag ons lewens getuig van U goedheid en U guns. Bid ek in Jesus lieflike naam. Amen. Jy moet mooi loop. Mag jy die vrede en die guns van ons hemelse Vader in hierdie week geniet. Vrede, mooi loop. En onthou, die Here het jou baie lief. Jy is vir hom kosbaar. Vrede.